So, vermoede wil ek met julle praat, die woord wat die Here op my hart gelê het, en ek wil hê met jouself indink, wie het al op 'n trein gery? Dis baie lekker, en die wat nou nie trein gery het nie, wie het al vliegtuig gery. Maar imagine yourself, ek het nog nooit vliegtuig gery nie, ek is baie bang. Die Here moet my nog help vir daai ene, maar ek wil baie graag eendag. Maar imagine jy klim op 'n trein, en jy's op die trein, en jy het maande lank geprepare vir hierdie trein kaartjie, en jy het maande lank geprepare om op hierdie trein te wees. Jy het alles reg, jy het jou geld, jy het jou bagasie, jy het jou kamera, en jy neem foto's, en alles is reg. Jy het alles klaar in plek reg vir hierdie treinrit. En jy's gepak en alles, en jy kom op die trein, en jy gee vir die kondukteur, hy sê, waar is jou kaartjie, en jy sê, hier is jou geld. En hy sê, nee, dit is nie hoe dit werk nie. Jy moet terug gaan na die kaartjiekantoor toe, en jy moet 'n kaartjie koop, voordat jy op die trein kan klim. Dit help nie, jy het jou bagasie, en jy het jou kamera, en jy het jou geld, en jy het alles, maar jy het nie die kaartjie, om te kan op die trein klim nie. Ons aanvaar nie kontant op hierdie trein nie. En daar gaan jy, en jy hardloop terug na die kaartjiekantoor toe, en daar gaan die trein, en jy het dit gemis. Jou hele beplanning, jou hele alles is daarmee heen, want jy het beplan, jy gaan op hierdie trein ry. Nou vermoede wil ek hê julle moet dit in julle gedagte hou, terwyl ons deur die woord gaan, en ek wil vir julle lees uit Matteus 19, en ek gaan dit so stuk vers vir vers lees. Ek gaan eers begin vers 16, tot en met vers 17, en dit gaan oor die rykdom man. En die wat, ons het al hierdie vers gelees, en die Here het al vir ons 'n woord gegee oor hierdie vers, maar ek wil julle moet wees saam met my deur hierdie vers lees, en dit sê, vers 16 sê, en daar kom een na hom en sê, hom is nou Jesus. 'n man het na Jesus gekom en gesê, goeie meester, watter goeie ding moet ek doen, dat ek die ewige lewe kan hê? En hy sê vir hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. Maar as jy in die lewe wil ingaan, dan onderhou die gebooie. En ek wil net eers daar stil staan, want ek wil vir julle moet sien hierdie man se gedagtes. En hoe hierdie man gedink het, sien, hy het gedink, hoe gaan ek nou in hierdie plek ingaan? Hy het nou sy hele bagasie en alles, en ons gaan nou verder aangaan met dit. Maar hy het gedink, wat kan ek nog doen? En hy het na Jesus toe gekom en gesê, wat kan ek nog doen om in te gaan, om die ewige lewe te kan kry? Om eendag saam met U in die hemel te wees, watse werke kan ek nog doen om dit te doen? En Jesus het vir hom gesê, niemand is goed nie. En wat Jesus daarby bedoel het, is hy het vir hierdie man gesê, dat geen goeie werke, geen dit wat jy doen, uit goedheid, gaan jou daar in die ewige lewe in kry nie. Want niemand is goed nie. Romeine sê, niemand is regverdig nie, selfs nie eers een nie. En dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Maar niemand was regverdig nie. En as ons dink ons gaan ingaan in die koninkryk van die hemel in, deur ons werk of deur dit wat ons doen op aarde, dan gaan ons dit heeltemal mis. Dan gaan ons nie kan ingaan nie. Want Jesus het vir hom gesê, niemand is goed nie, daar's niemand wat goed is, behalwe God nie. Geen menslike is goed nie. En verder vers 17 sê hy, en hy sê vir hom, vers 18, hy vra hom, watter? Want Jesus het nou vir hom gesê, onderhou die gebooie, en hy vra watter? En Jesus sê, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy moet jou vader en jou moeder eer, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En ek wil net vir julle lees tot daar, sien al hierdie dinge wat Jesus nou hier vir hom gegee het, nee? As julle kan oplet, is menslike dinge. Dit is, as jy daai gebooie onderhou, dan kan menslike oë dit sien en hulle kan sê, jy is 'n kind van die Here. As hulle sien, jy eer jou vader en jou moeder, as hulle sien, jy lieg nie, jy steel nie, jy breek nie jy pleeg nie egbreek nie, jy doen nie hierdie dinge nie, dan is jy 'n kind van die Here. So deur menslike oë, hier is alles menslike dinge wat Jesus net uitgenoem het. Dit is nie al die gebooie nie, maar hy het van hulle uitgenoem en gesê, okay, dit is van die gebooie.
onderhou jy hulle? En hy kan sê, ja Here, maar ek onderhou al hierdie gebooie. Maar onthou die hemelse standaard is nie net jy mag nie egbreek pleeg nie. Ok, ek praat net met iemand, ons is net vriende, maar ek pleeg nie egbreek nie. Ek het nie 'n valse getuienis van iemand gegee nie, ek het net gesê dat die persoon het dit en dit en dit gedoen. Ek het net die storie vir jou ingekleer, maar ek het nie 'n valse getuienis gegee nie. Ek eer my vader en my moeder, maar as hulle my kwaad maak, dan Here, jy verstaan mos nou, dan moet ek ook mos nou maar kwaad word. Here, ek moenie doodslaan nie. Ek het niemand nog nooit doodgeslaan nie, Here. Maar het jy iemand al afgebreek? Het jy iemand al te nagekom? Het jy iemand al so seer gemaak dat hulle uit die kerk uit byvoorbeeld gegaan het? Dat hulle liefde vir die Here weggegooi het? Het jy iemand al te nagekom op so 'n manier dat hulle is klein in geloof en jy is groot in geloof en jy het jou groter geloof op hulle laat skyn, om het so te sê en gesê, ag ek weet beter as jy, en daardie persoon voel ek weet niks nie en het uitgegaan. Het jy 'n klip voor iemand se voet gesit? Was jy al ooit die rede dat iemand geval het? Dit is ook deel van doodslaan. Want jy het daai persoon se geestes doodgemaak. Maar sien, dit is die hemelse standaarde. Dit is nie net jy het iemand doodgeslaan of jy het egbreek gepleeg nie. Dit het hoër standaarde as net dit, want die hemel veg perfeksie. En niemand van ons is perfek nie. So niemand van ons sal waardig kon wees om te kan ingaan in die hemel nie. Ons sou nie die menslike wette kon onderhou nie. Geen een kon onder al die wette gestaan het wat op jou skouers hang en die wette en goeders alles geonderhou het nie. Geen een van ons sou dit kon doen nie. Ons kry net die hemel deur genade. En deur dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het, om vir ons toegang te gee. Want sien, geen sonde, selfs ook hierdie, geen sonde, geen niks, kan in die heerlikheid van God kom nie. Kan in sy teenwoordigheid kom nie. Romeine 13 vers 14 sê, maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Beklee julle met die Here Jesus Christus. Soos God in die tuin van Eden het hy mos gegaan, onthou ek het julle daai vers vertel, Genesis 3 vers 21, het hy vir Adam en Eva gesê, okay, julle is nou uit die tuin uit nou geban, julle moet nou daar buite wees, maar hy het hulle nie in hulle eie genade oorgelaat nie, hy het vir hulle klere gemaak van vel. Sien, hulle het hulle self probeer toemaak met vyeblare. En God het gesê, dit is nie genoeg nie. Dit is nie genoeg nie, en hy het dit afgehaal en hy het vir hulle klere gemaak, in Genesis 3 vers 21, hy het vir hulle klere van vel gemaak. En hy het gesê, ek bedek julle nou vir tydelik, want hy het geweet, dat sy seun gaan kom en ons vir ewig kom bedek, en vir ewig daardie bedekking vir ons wees en daardie wegneem. En verder vers 20, en die jongman sê vir hom, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af. Wat kan ek nog kort? Wat kom ek nog kort? En Jesus antwoord hom en sê, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. En kom hier en volg my. Sien, die jong man het met trots getuig, maar Here, ek onderhou al hierdie gebooie. Here, doen wat al hierdie dinge doen ek en ek onderhou dit en ek het nog nooit enige voet verkeerd gesit nie, Here. So nou wat moet ek nou nog doen? En so is ons ook maar vir die Here sê, Here, ek doen al hierdie dinge en ek is op die regte pad en wat moet ek nog doen om seker te wees dat ek gaan eendag saam met U gaan? Wat moet ek nog doen om seker te wees dat as ek my oë vanaand toemaak, dat ek my oë gaan oopmaak en dat ek by die Here gaan wees? Wat moet ek nog doen, Here? En dan dink ons partykeer, maar daar is dinge, Here, wat ek onder die aandag wil bring. Daar is gebooie wat God onder jou aandag wil bring. Sien, Jesus het vir hierdie man gesê,
jy moet al hierdie gebooie onderhou. En hy het gedink, okay, ek onderhou alles. Here, ek onderhou alles. Here, ek doen alles vir U, Here, en ek vloek nie, en ek rook nie, en ek drink nie, en ek doen al daai dinge, Here. Maar die Here het onder hierdie man se aandag, en vandag onder ons aandag bring hy, en hy sê, maar jy het een ding vergeet. Dis hoekom hy vir hom gesê het, gaan en gaan verkoop jou besittings. Hy het gesê, jy het een ding vergeet. Die een ding is dat jy moet geen ander gode dien nie. En jy moet die Here jou God lief hê met jou hele siel, jou hele verstand en jou hele hart. Want sien, hierdie man het sy besittings lief gehad. Hy het die gebooie onderhou en hy het gedoen wat van hom verwag was, maar hy het nie die Here sy God lief gehad met sy hele siel en sy hele verstand, met sy hele alles nie. En hy het afgode gemaak van sy rykdom. Hy het dit verafgod. En die Here sê vir ons vanoggend dat jy het al hierdie dinge. Jy's reg, jy het jou klere gepak, jy onderhou die gebooie. Jy het jou kamera, jy het alles reg om op hierdie trein te klim en hierdie treinrit te hê, maar jy sonder jou kaartjie gaan jy nêrens heen gaan nie. Wat help dit, jy het jou geld en jy het alles, maar jy het nie jou treinkaartjie gekoop nie. Dan gaan jy nie ingaan nie. En hierdie man het sy besittings lief gehad. Het jy al gesien dat mense wat ryk is, om het so te sê, wat geld het, mense wat baie geld het hulle die Here nodig? Hulle het nie die Here nodig nie. Hulle het dalk ander probleme, maar hulle gaan nie na die Here toe met dit nie. Want ons gaan nie na die Here toe as ons fisiese tekortkominge het en ons finansies. Dan is die kerke vol en ons bid en ons vra die Here om ons te help, maar sodra ons goed in die bank lyk, dan het ons nie die Here op die oomblik nodig nie. En dit is waar hierdie jong man was, is hy het gedink, hy het sy rykdom en hy onderhou die gebooie en hy het alles, maar hy mis die hele punt. Verder vers 22 sê, maar toe die jong man die woord hoor, het hy bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. En Jesus sê vir sy disippels, voorwaar ek sê vir julle, dat 'n ryk man beswaarlik in die koninkryk van die hemele sal ingaan. En verder sê ek vir julle, dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. Sien, die Here het met liefde daai tweesnydende swaard uitgehaal. En hy het vir daai man met liefde, het hy vir hom gesê, jy dink jy het alles, en jy dink jy is reg, en jy dink jy is op die pad, maar jy mis dit eintlik. Want sien, ons as mense kan nie, ons voel, liefde is 'n lekker gevoel. As iemand met liefde vir my sê, Vivian, daai haarkleur pas nie by jou nie, of met liefde vir my sê, Vivian, jy doen iets nie reg nie, dan nee, dit is nie liefde nie. Want liefde is net as almal lief is vir my, en as almal sê ek doen goed, en as almal, maar as iemand na my toe kom en sê, Vivian, jy is eintlik verkeerd hier, so jy doen iets verkeerd, dan is ek kwaad. Dis nie liefde nie. Maar soms is daai tweesnydende swaard is nie altyd mooi en voel goed en lekker nie. En die Here Jesus het gekom en vir hom gesê, dat jy gaan nie met jou rykdom in die koninkryk van God kan ingaan nie. Jy gaan nie met jou besittings en dit wat jy het, wat jy verafgod en wat jy lief het bo die Here, gaan jy nie in die koninkryk van God aankom nie. Dit maak nie saak of jy nou al hierdie dinge gedoen het en al hierdie dinge in plek het nie. As jy nie dit het nie, dan gaan jy nie in die koninkryk ingaan nie. En ek sê nou nie dat ryk mense gaan nie in die hemel kom nie. Ek sê dit glad nie. Ek meen net, dit gaan oor die prinsip wat Jesus vir hom gesê het is, dat jy met die Here jou God lief het, eerste bo alles. Want dit is jou enigste manier hoe jy kan in die koninkryk inkom. Die Here Jesus Christus het op die kruis vir ons almal dit betaal en hy vir ons dit gegee en gesê, hier is dit, maar jy moet dit vat en dit joune maak. Jy moet dit vat en dit aantrek, jy moet jou beklee met die Here Jesus Christus. Nie met die wêreldse dinge nie. Sien, Matteus 19, skies dat ek het verder lees, vers 27 sê, daarop antwoord Petrus en sê vir hom, kyk, ons het alles verlaat en hom gevolg. Wat sal daar dan vir ons wees? Sien, die disippels self het die mekaar geraak en gesê, okay, maar
Here, ons het dan nou alles verkoop. Die sê nou vir daai man, gaan verkoop al jou besittings en volg my. Ons het dan nou alles verkoop en ons het niks nie. Ons het ons families een kant toe gesit en ons volg hier. So, wat gaan nou van ons word? En sien ons partykeer dink ook, Here, ons het ook nou al hierdie dinge vir u een kant gesit. Ons het ook alles vir u gedoen. Ons doen alles vir u, ons doen alles in oorvloed. Is dit dan nou nie goed genoeg nie? So sê jy dan dalk nou dat ons moet eers heeltemal alles van kant maak. Of wat is dit wat hy sê? En ek wil vir julle lees uit Filippense uit, en dit was wat Paulus geskryf het toe hy in die tronk was. Dat ek het Filippense hier kry. Filippense 4. En dit is ook 'n vers wat ons as pastore like om te gebruik, en vers 13 sê, ek is tot alles in staat deur Christus Jesus wat my die krag gee. En ons hou daarvan om daai vers te gebruik, want ek is tot alles in staat. Maar ek wil vir julle lees van vers 10 wat sê, en Paulus sê, hy is in die gevangenis, hy sê, ek het my grootliks verbly in die Here, dat julle nou eindelik weer opgeleef het om aan my belange te dink, waaraan julle ook gedink het, maar julle het die geleentheid nie gehad nie. Nie dat ek nie uit gebrek sê nie, want ek het geleer om ver genoeg te wees met my omstandighede waarin ek is. Ek weet om verneder te word, en ek weet om oorvloed te hê. In elke opsig en in elke ding is ek onderrig om versadig te word, sowel as om honger te ly, om oorvloedig te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Want sien, dit gaan nie oor hoe oorvloedig hy het, of hoe min hy het nie. Dit gaan nie oor sy rykdom nie, dit gaan oor alles wat hy het, is in die Here se hand, en hy is tevrede met baie, en hy is tevrede as hy net min het. Hy is tevrede in die gevangenis, en hy is tevrede as hy 'n vry man is. Alles wat hy het, is hy net bly om in die Here te wees. En dit is wat die Here vir hierdie ryk man probeer sê, dat dit maak nie saak of jy ryk of arm is, en of jy al die gebooie onderhou of nie onderhou nie, dit gaan oor waar ek in daardie prentjie is. Waar jy met my staan. En Matteus, ons lees nou verder vers 28, en Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, dat julle vir my, dat julle wat my gevolg het, in die wedergeboorte, wanneer die Seun van die mens op sy heerlike troon gaan sit, julle ook op 12 trone sal sit, en die 12 stamme van Israel sal oordeel. En elkeen wat huise, of broers, of susters, of vaders, of moeders, of vrou, of kinders, of grond ter wille van my naam verlaat het, sal 100 maal soveel ontvang en die ewige lewe beerwe. Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, sal eerste wees. Sien, mense interpreteer, vat hierdie vers en dan breek hulle hom oop, en dan vat hulle hom op 'n ander manier, en dan dink hulle sien dit as 'n bewys, dat ek moet nou al my besittings gaan verkoop. En 'n sendeling gaan word. Dit is wat die Here van my verwag. Ek moet my huis en my kinders en alles opgee en 'n sendeling gaan word. Dit is wat die Here wil hê. Maar as die Here dit nie op jou pad bring nie, as die Here dit op jou pad gebring het, dan is ek baie bly. Maar as die Here dit nie op jou pad gebring het nie, en die Here het dit nie so vir jou gesê nie, dan is dit nie wat hy sê in hierdie vers. Want sien, wat hy sê in hierdie vers is, wie eerste is, sal laaste wees. Met ander woorde, Vivian wat rondloop en dink, ek onderhou al die gebooie, en ek is nou hierdie heilige persoon, en ek lewe heilig, en ek werk vir die Here, ek gaan eendag daarbo in die hemel, gaan ek eerste wees, en ek gaan eerste by die hemelspoorte ingaan, en ek gaan die grootste mansion hê, en die Here sê, nee, dis juist jy, met jou trots, en met jou trotse geaardheid, en met jou, selfsug, wat gaan laaste wees. En daardie een wat die minste is, wat hier op aarde lewe en net alles bymekaar skraap, wat nie alle rykdom het nie, wat nie alles het wat jy het nie, maar wat nog steeds my in hulle hart het en my lief het, gaan eerste wees daar. Want sien, hy wat trots is,
sal laaste in die ry staan. En ek sê dit altyd, trots gaan baie mense uit die hemel uithou. Want as jy daai trotse gees het en jy daai ek weet beter, ek doen beter, ek ken die Here beter, ek kan bid die Here beter, ek kan beter in tale praat as jy, of ek weet meer van die Bybel as jy, daai trotse gemoed breek baie mense af. En daai trotse gemoed is wat jou gaan uit die hemel uithou. En ek wil vir julle lees uit Openbaring, en ek sluit af met daardie vers, Openbaring 20. En ek wil net vir julle lees vanaf vers 11, en dit gaan oor die laaste oordeel. En dan gaan nou nie te veel in detail daaroor gaan nie, maar ek wil net vir julle daai verse lees. En ek het 'n groot wit troon gesien, en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemele weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle te vind nie. En ek het die dode klein en groot voor God sien staan, en die boek is geopen. En 'n ander boek, en die boek van die lewe is geopen, en die dode is geoordeel na wat hulle in die boek geskryf is, volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die dodekryk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. Sien, as ons naam nie, dit help nie, ons het al hierdie dinge, en ons het alles gereed, en dan kom ons eendag voor die Here, en daai boek word geopen, en waar is jou kaartjie? Maar Here, hier's al die dinge wat ek gedoen het, Here, hier's al die dinge wat ek bearbei het vir U, Here, ek het alles reg, en ek's op my pad hemel toe, Here, en dan sê die Here, maar waar is jou naam hier? Waar staan jou naam hier in hierdie boek? Gaan weg van my af, want ek het jou nooit geken nie. Dis hoekom ons moet seker wees dat ons daardie kaartjie in ons hand het. Ek wil net vir julle verder lees, Openbaring 21, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan, en die see was nie daar meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. En hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, skryf dat hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. En hy het vir hulle gesê, dit is verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe verniet. Hy wat oorwin sal alles beerwe, en ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Maar wat die vreesagtige aangaan, en die ongelowiges, en die gruwelikes, en die moordenaars, en die reëerders, en die tollenaars, en die afgodendienaars, en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swavel. Dit is die tweede dood. En julle met daai vers by die huis net stadig gaan deurlees. En dan moet julle oë toemaak, en julle moet sê, Here, wat is dit wat U vanmôre vir my wil wys, Here, wat in my lewe is? Here, kom met daai tweesnydende swaard vanmôre, Here, en al voel ek dit is nie liefde nie, want die Here gaan nie net altyd met liefde sê, okay, kom, en met liefde gaan jy in die koninkryk inkom nie. Jy moet reg wees. Jou lewe moet reg wees, dit wat jy doen moet reg wees, jou hart moet reg wees, jou gedagtes moet reg wees. En al hoe ons dit gaan doen is om vir die Here ons te deursoek en vir ons te wys daar wat nie meer deel moet wees van ons nie. Here, kom met daai tweesnydende swaard en wys my, Here, laat ek nie hierdie kaartjie mis nie. Here, laat ek die kaartjie het en laat ek alles reg het om seker te wees ek gaan eendag in.
Dit is dit ek vanmôre by julle wil laat. Kom ons sluit net ons oë en ons bid net so saam. Here, vanmôre het U met my hart ook kom praat, Here. Here, ek wil vra dat U vanmôre hierdie woord, Here, in elke persoon se hart en gedagtes sal inplant, Here. Here, kom vanmôre met daardie tweesnydende swaard, Here, en met liefde kom U en kom sny weg dit wat nie deel van U moet wees nie, Here. Here, ons beklee onsself met U, Here, en daarom weet ons, Here, dat ons gaan ingaan in die hemelse poorte, Here, maar laat ons nou, terwyl ons hier op aarde is, Here, terwyl ons nog tyd het, Here, werk aan die dinge wat ons daar kan weghou, Here. Here, help ons, Here, dat ons nie trots sal wees, of dit trots sal wees om te dink ons is op die regte pad, Here, en dan die kaartjie heeltemal mis nie, Here. Here, kom en kom wees met ons vanmôre, Here. Kom maak dit in ons hart en ons gedagtes oop, Here, dat ons sal U woord neem en dat ons dit sal lees, Here, dat U vir ons sal uitwys, Here, dit wat ons moet verander in ons lewens, Here. Here, laat die woord vanmôre lewendig word in ons harte, Here, en dat dit sal oopmaak, Here, en dat ons sal verstaan, gee ons die wysheid om te kan verstaan, dit wat die woord vanmôre vir ons wil leer, Here. Here, dankie dat U vanmôre met ons gepraat het, Here. Dankie, Here, dat U ons elke dag nog 'n kans gee om te kan verbeter, Here. Here, help ons dat ons nie Sondag teen die Heilige Gees nie, Here, en wanneer die Heilige Gees vir ons uitwys dinge in ons lewe wat ons moet verander, Here, dat ons nie sal daarteen skop nie, Here, maar Here, dat ons sal toelaat dat U deur die Gees ons verander, Here. Here, dat die Gees ons sal lei op die regte pad, Here, en dat, Here, ons sal arbeiders wees, Here, en dat ons gehoorsaam sal wees, Here. Here, help ons vanmôre, Here. Here, kom sny weg dit wat nie van U af is nie, Here. Here, in hierdie gemeente, Here, ook neem weg dit wat nie van U af is nie, Here. Here, maar laat ons sal opgroei, Here, opnuut, Here, dat die fondasie opnuut gebou sal word, Here, en Here, dit wat U bly, Here, dat U dit sal gebruik in U hand, Here, vir U werk, Here, vir U koninkryk hier op aarde, Here. Here, ons loof en ons prys U naam, Here, dat U ons so lief gehad het, Here, dat U ons nie agtergelaat het nie, Here, dat U ons nie net gelos het nie, Here, maar dat ons onsself met U kan beklee, Here, en Here, dat ons nie aan ons vleeslike liggame sal eer gee nie, Here, maar dat ons aan U al die eer gee. Here, want geen werke sal ons dan kan inkom in die koninkryk, Here. Niks wat ons doen sal ons kan regverdig stel om te kan inkom in die koninkryk, Here. Maar Here, dit wat U vir ons gedoen het, Here, dit wat ons in U glo, Here, dat ons in U glo en dat ons op U woord staan, Here, is al ons daar gaan wees, Here. Here, help ons, Here, om hier op aarde ons tydjie te gebruik, Here, om vir U te werk en vir U te lewe, Here. Here, dat U ons eerste liefde sal wees, dat ons niks bo U sal as afgod dien nie, Here, dat ons niks bo U sal sit nie, Here, maar dat U ons eerste sal wees, Here. Is my gebed, Here, gaan met ons nou verder in hierdie diens, Here, wees met ons, Here, gaan met ons in hierdie week, Here, oet en bewaar ons, Here, hou ons gedagtes vars, Here, hou ons harte getrou, Here, en Here, help ons dat ons op die regte pad sal bly, Here. Here, help ons dat ons nie iemand anders sal laat val nie, Here. Help ons dat ons nie 'n klip vir iemand anders sal wees nie, Here, maar dat ons net vir U sal werk, Here, en dat ons U beeld hier op aarde sal uitbeeld, Here. Here, ons loof en ons prys U naam. Amen.